Goeiemiddag. Ons het vanoggend die groot voorreg gehad by die vroue biduur dat Hoor in Spirit se apostel pastoor Henry by ons kom inloer het en hy het 'n wyse woord met ons kom deel wat kom uit 1 Jakobus vers 5 tot 8 wat as volg lees. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. As ons eerlik is met onsself, dan sal ons weet dat ons elke een wysheid kort kom en dat ons die Vader se wysheid nodig het elke liewe dag van ons lewe. En die woord sê, ons moet ons Vader vra. Ons moet tot hom bid en hom vra vir wysheid. En dat hy dit aan ons sal gee, want hy gee aan almal sonder voorbehoud. So hy gee dit onvoorwaardelik aan almal. Dit maak nie saak wie hy is nie. En sonder verwyte, wat beteken om vrygewig te gee of om te aanvaar, sonder om skuldgevoelens te veroorsaak, sonder om foute uit die verlede teen iemand te hou, of sonder bitterheid. Vers 6, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So wanneer ons bid en ons vra vir iets en na die tyd glo ons nie, dan kanselleer ons ook ons gebede. En wanneer ons in ongeloof bid, soos pastoor ook voorbeeld gegee het, wanneer jy sê, Here, as dit u wil is, sal dit gebeur. Here, as dit nie u wil is nie, sal dit nie gebeur nie. Waar dit vir ons uitwys hoe belangrik dit is om die skrif te ken, om op die Vader se beloftes te staan. Want wanneer jy die Vader se woord ken, en sy hart ken, gaan jy weet wat sy wil is. En die voorbeeld wat ook vir ons uitgewys is as iemand op 'n doodsbed lê en hulle kom bid vir jou, wil jy nie hê iemand moet kom bid om te sê, Here, as dit u wil is, genees hierdie persoon, en as dit nie u wil is nie, moet nie dan die persoon genees nie. Waar jy iemand wil hê wat op die woord staan, wat weet, wat sal bid en sal dankie sê, Here, dat deur die wonde van Jesus Christus aan die kruis is daar vir hierdie persoon genees, is ons bid vir volkome genesing. En ons sê vir hierdie liggaam om in lyn te kom met die Vader se woord, dat elke abnormale sieksel in gesonde selle sal verander, en dan spreek jy daai siekte aan, en jy staan op dit, en jy glo op dit, en jy bid dit, en jy vat dit in Jesus se naam, so jy spreek lewe, en dan ongeag wat dan gebeur, het jy geglo en jy het gebid, want die Vader sal dan besluit, as dit goed is om die persoon se lewe te verleng, of om die siekte te genees, of as hy hulle dan kom haal, weet ons dan, dat hy voorspoed en nie teenspoed beplan nie, want hy kom haal jou dan, sodat jy nie die hemel moet mis nie, want hy kan vorentoe in die gees sien, hy kan sien of jy die pad byster gaan raak, en ook die Vader weet, of jy sy volmaakte wil en plan vir jou lewe uitgevoer het, ja, jou seisoen is klaar, so maar ons moet vasstaan, ons moet glo, wanneer ons vra en ons bid, vir iets in ons hart wat ons wil hê, dan bid ons daarvoor, en ons dank die Vader klaar daarvoor, en ons glo dat dit gaan gebeur. En ook wat pastoor vir ons uitgelig het, wanneer jy dan bid, en jou gebede word nie verhoor nie, hoe bid jy? Klaar jy die mense aan by die Vader, sê vir die Here, maar die een doen nie, daai nie, en daai nie, daai so gedoen, en in plaas van om te bid, en om te sê, Here, kom na u toe met my laste, en dan kom los dit by u voete, u sien in die gees, u God al rooi, u weet, u sien alles, daar's niks vir u verborgen nie, Here, maar ek weet o, Here, dat my geveg nie teen vlees en bloed is nie, maar dat dit teen die bose geeste, die owerhede en die magte in die lig is, en Here, wraak behoort aan niemand behalwe aan u nie, so ek kom, en ek kom los hierdie persoon, of hierdie situasie by u voete, Here, en
ek spreek hulle vry en ek vergewe hulle en ek vra dat U hulle sal seën. En dan begin jy hulle te seën en jy sê, dankie Here dat hulle 'n mooi hart het, dankie Here dat hulle my beter gaan hanteer, dankie Here dat hulle in liefde en in vrede gaan lei, Here, dankie dat hierdie persoon in lyn kom met U woord en jy spreek lewe, dankie Here dat hierdie persoon lojaal is, dankie Here dat hierdie persoon vrygewig is, dankie Here dat hierdie persoon begin opbou met sy woorde en nie afbreek nie, so jy begin lewe te spreek en soos ek by Piekart en gehoor het, jy bid sommer vir die persoon alles wat jou hart begeer, seën hom met 'n vakansie by die see of met 'n kar of met 'n huis of met vrede en kalmte en liefde en 'n goeie huwelik, 'n goeie gesinslewe, wat ook al dit is wat jou hart begeer, so as die Vader sien dat jy ook nie terughou om iemand te seën nie, dan gaan hy ook nie terughou om jou te seën nie. En ook dan, as ons nie twyfel nie, dan word ons nie rondgegooi tussen die branders nie, dan kan jy vorentoe beweeg, want jy glo, soos ons ook geleer het, jou woorde skep, die mag van die tong lê lewe of dood. Want hierso sê die Vader, so 'n mens wat altyd aan die twyfel is onbestendig in al sy doen en late, en laat ons nie moet dink dat ons enigiets van die Here sal ontvang nie. So wanneer ons bid en ons weet wat ons bid en ons weet waarop ons staan en ons weet deur wie se naam ons bid en ons hart is op die regte plek en ons intensies is rein, dan kan ons maar weet dat die antwoord vir ons gebede gaan kom, en wanneer dit ook nie dadelik kom nie, dan weet ons ook wanneer ons klaar gegroei het in die regte seisoen, wanneer ons reg is daarvoor, sal die Here ons gebede beantwoord. En wat ook vir ons vandag uitgestaan het, is vergifnis. Want waar jy onvergifnis teen iemand hou in bitterheid, waar ons sien die Vader gee sonder voorbehoud en sonder verwyte, wat ons ook dan nie voorwaardes moet hê in ons hart en onvergifnis moet hê nie. En ja, waar die Heilige Gees my herinner het, dat die grootste oorsaak van kanker onvergifnis is, en dis nie net teenoor ander mense nie, maar dis teenoor jouself ook. So vandag moes ek self vryspreek, om te sê, Here, ek vergewe myself, oor 'n laaste oproep van iemand baie spesiaal wat ek ontvang het, wat die persoon vir my gesê het, hy was lief van my, waar ek net geantwoord het, wat hy gesê het, ek weet, wat ek nie terug geantwoord het om te sê, maar ek is lief vir jou ook nie. So ek moes myself ook vergewe, myself ook vryspreek. Ja, so, waar ek ook herinner was van 'n persoon wat deur kanker gesterf het, wat dit vir my swaar was om die persoon so te sien, wat ek nie kon verstaan het nie, wat ek gebid het en gesê, Here, ek kan nie verstaan nie. Hierdie persoon het maklik vergewe, hierdie persoon het altyd gehelp, hierdie persoon het goed gedoen aan ander mense, hoekom het die persoon so ly? Waar die Heilige Gees vir my oopgemaak het om te sê dat die persoon 'n genade dood ontvang het, want die persoon se hart was nie reg nie, want onvergifnis is onvergifnis, of dit teenoor iemand anders is, en of dit teenoor jouself is, dis onvergifnis. So, die persoon moes hom of haarself eers vergewe, hulle hart reinig, en hulle lewe reg kry met die Here, heeltemal sodat hulle nie die hemel moes mis nie. So, dit is vandag se boodskap, ek bid in Jesus naam vir elke een wat sukkel om te vergewe, dat hulle die krag sal ontvang, dat hulle kan vergewe en vryspreek, nie net vir ander nie, maar hulle self ook, dat hulle lewe sal spreek teenoor ander mense en oor hulle self, en dat hulle altyd na die Vader toe sal draai, en hom sal vra vir wysheid. So, ek bid dit in Jesus se naam. Amen.